Is interessant, jy hoor so waar die verskillende families sit. Elkeen se kind wat omkom, hoor jy, So, van my kant af, geseënde Moedersdag aan al die ma's en al die pa's wat hier is, sterkte. Ek hoop jy het al klaar begin bederf, maar ek wil die ma's vandag net seën en net vir jou hierdie skrif lees wat Paulus aan Timoteus skryf wanneer hy praat oor die rol wat 'n ma in sy lewe gevul het. Dan sê Paulus hierdie in 2 Timoteus 1 vers 5, sê Paulus vir Timoteus: Ek word herinner aan jou opregte geloof, wat eers gewoon het in jou ouma Louise en in jou moeder Ines, en ek is oortuig dat daai selfde geloof ook in jou woon. En ma's, ek wil net vandag sê, dis die kapasiteit wat julle het, is om regtig dit oor te kan dra van generasie na generasie, en ons waardeer regtig elkeen van julle wat vandag hier is, en vir die van julle wat aanlyn kyk, ek weet jy het ontbyt in die bed gekry, koffie in die bed, en jy's nie hier vanoggend nie, want jy het soveel geskenke, jy kry nie tyd om hulle oop te maak, om betuis by die kerk te wees, ek weet. So, maar vir julle wat hier is, ons seën julle. Ons is in ons tweede week van ons reeks, a call for more, en hierdie gedagte rondom call to more is regtig net so amazing gedagte wat ons praat oor Heilige Gees, dat ons besef die eenvoudige noodsaaklike punt wat ons wil maak, is dat Heilige Gees is gestuur deur God die Vader om sy teenwoordigheid so kosbaar en fisies in ons lewe te kan plaasvind, dat hy gestuur het, dat die liefde van God deel wees van ons lewe, en voordat ons praat oor wat Heilige Gees doen, en al die goed, en al die gawes, en al die goed, besef ons, die belangrikheid is die teenwoordigheid van Heilige Gees, en dit wat hy kom doen het, en dan skryf Paulus dit so, en dit is ons ankerteks in hierdie hele reeks, want dit gaan nie oor 'n ervaring nie, maar dit gaan oor die inherente bewys van wat hy is, en wie hy is, dat hy God se natuur in ons kom uitgiet het, in Romeine hoofstuk 5 vers 5 sê hy, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. En so hy dit kom gee, hy het God se natuur vir ons kom gee. Een ding wat ons moet besef vandag, dat liefde is nie 'n eienskap van God nie. Dis wie God is, dis sy wese. En as twee goed wat die Bybel oor praat, wat God se wese is God is lig en God is liefde, en die Heilige Gees kom giet daai liefde uit in ons lewe, en dit deurweek ons lewe daarmee. Die boodskapvertaling sê hierdie volgende vers so mooi, hy sê, wanneer ons al ons hoop op God stel, sal ons nooit teleurgestel wees nie, want hy vul ons lewens elke dag met sy liefde. Elke dag, wanneer jy tekort het aan dit, dan vul hy dit. Dit doen hy deur die Heilige Gees wat by ons bly. En so Romeine kom anker ons, Romeine hoofstuk 5:5, dis eintlik die tweede gedeelte van vers 5, kom anker ons in die gedagte om te kan weet dat ek en jy is geesvervulde mense, en wanneer jy geesvervuld is, dan kry jy die waarborg van Heilige Gees in jou, en die waarborg van God lief is vir jou. En God lief is vir sy mens, en dis hoekom hy dit kom uitstort in ons lewe. En so vandag wil ek praat oor die hele gedagte dat die Heilige Gees is gekom om genesing te bring in ons lewe, en hy doen dit, liefde wat herstel bring, wat gebreek was in soveel areas van ons lewe. Hy kom bring dit, hy kom doen dit, en so Heilige Gees is nie net die krag wat ons beleef, soos wat Handelinge hoofstuk 1 vers 8 vir ons sê nie, gaan wag en julle sal krag ontvang waar die Heilige Gees oor julle kom nie. Dis nie net daai krag om te kan doen wat hy wil hê jy moet doen nie, maar ook die krag en die bewussyn te kan hê om te wees wie hy wil hê jy moet wees. Geesvervulde mense wat liefdevol is, wat mense is wat genees is, mense wat in daai kapasiteit loop, en so hy kom genees, hy kom herstel verhoudinge, hy bou weer wat sonde vernietig het, en hy stort sy liefde uit in plekke waar dit leeg, droog en seer geword het. En so dit is wat liefde kom doen, en dit is wat Heilige Gees kom doen, wanneer Romeine hoofstuk 5 dit vir ons sê, hy het dit in ons harte uitgestort, hy het dit nie uit oor ons gesprinkel nie, hy het dit
uitgestort en jy sal weet, wanneer jy in die oggend onder die stort staan, dan deurweek daai water jou lewe of jou liggaam. En jy stap daar uit en jy's nat. Maar wanneer ek jou partykeer sprinkel, dan is dit net so hier en daar 'n plek wat nat is. Maar hierdie is nie net hier en daar wat ons baie keer as Christene doen. Ons soek net so bietjie van dit en God sê dit is all or nothing. Ek kom stort alles wie ek is, wil ek eintlik in jou kom uitstort. En Heilige Gees vul leë harte met goddelike liefde en waar die liefde van God inkom, begin genesing plaasvind. En dit laat my dink aan hierdie tannie wat 'n blik perskes gesteel het. En sy word toe in hegtenis geneem en sy verskyn in die hof. En die landdros vra vir haar, sê vir haar, mevrou, wat het jou besiel? En sy so lang verduideliking. En sy sê toe nou, en hy sê toe vir haar, luister mevrou, vir elke perske in daai blik, gaan ek jou straf 'n maand. Vir elke perske gelyk aan 1 maand. En sy kyk hom so en sê, hoeveel perskes in daai blik? Sy sê, nee, 4. Sê, dan kry jy 4 maande. En die oom staan so op, hy sê, edelagbare, ek wil net sê, sy het 'n blikkie ertjies ook gesteel. Dis nie liefde wat genees nie. Miskien is dit die absence make the heart grow fonder. Maar Romeine 5 sê vir ons dit so mooi, dat Paulus skryf dit, wanneer hy sê, hy het dit in ons harte uitgestort. So die Heilige Gees kom en hy werk eers intern in ons harte en in ons gees, voordat hy ekstern werk. Inteendeel, mense dikwels sê baie keer, ja maar Here, verander net eers my omstandighede, verander net eers waardeur ek gaan, alles in die uiterlike, en eintlik sê God, ek wil eers jou hart kom verander. Ek wil verander van dit wat daar binne aangaan. En ek dink vir ons wat ekstroverte is, al die ekstroverte wat hier volgende is, jy weet, ons is daai tipe mense, jy wil die uiterlike goed sien gebeur. Al die introverte begin altyd van binne af. En ek dink, God wil hê, ek en jy moet net so 'n bietjie introspeksie in ons hart kyk en sê, hoe verander ek my hart? Hoe wil God my hart verander? En ek moet my hart kan ontbloot vir hom. Want vir ons as ekstroverte weet ek, hoe werk dit? Ek sê altyd, of mense sê altyd vir my, ja, Luelle, nee wat, ons hoor jou eers inkom in 'n vertrek, voordat ons jou sien inkom. Nog ander mense soos dit? Ek weet, ek ken julle. Jy sien, die wêreld probeer hierdie uiterlike pyn, of hierdie innerlike pyn, kom genees met die uiterlike goed. Die wêreld probeer dit elke keer so doen. Die wêreld sê, as jy meer geld het, as jy 'n status het, as jy meer sukses het, as jy meer vermaak verdien, of as jy meer afleidings of distractions het, en in vandag se tyd, as jy net meer drink, en alkohol, en dwelms gebruik, en al hierdie eksterne goed, dan gaan jou lewe alright wees, maar dit is net 'n tydelike oomblik wat jy okay voel, maar dan is jy net weer terug in die gat waar jy is. Maar kom Heilige Gees, en hy kom regtig, kom herstel alles wat die mens, sy gebrokenheid kom herstel uit die mens, terug na sy oorspronklike identiteit, en Esegiel, die profesie van Esegiel was so mooi, wat God se belofte, eintlik oor elkeen van ons uitgestort was, wanneer hy die volgende sê, in hoofstuk 36 vers 26, sê hy, en ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees. Hierdie is 'n belofte wat hy gemaak het, en vandag is ek en jy aan die ontvangkant van hierdie belofte, hierdie krag wat in ons werk, hierdie liefde wat ons regtig kan, ons lewe so kom deurweek, dat ek en jy nie altyd woorde het oor hoe jy voel, of wat eintlik besig is om te gebeur in ons hart en ons gees. En daar's waar ons genesing baie keer eers gebeur, is om te besef, dan sê hy, in julle binneste sal ek dit vir julle gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee. 'n Hart wat weer klop. 'n Hart wat weer kan liefde gee, en die Heilige Gees vervang daai hardheid met sy sagtheid, daai bitterheid vervang hy met vergifnis, daai vrees wat jy het, kom vervang hy met vrede, daai haat wat jy het, kom vervang hy met liefde. En ons sien hierdie afspeel in 'n gemeente in Korinthe, waar Paulus op 'n stadium vir die gemeente skryf, en julle weet, dit was 'n probleem gemeente. Dis nie Dr. Raslo nie.
glad nie. Hierso moan mense nie, en mense, almal is lief vir mekaar, amen. Jy moet dit nou of profeteer, of dit verklaar in jou lewe. Sien, die gemeente van Korinthe het baie probleme gehad. En baie uitdagings gehad, en ons het al baie oor hierdie gepraat. Daar was verdeeldheid, daar was trots, daar was onsedelikheid, daar was jaloesie, onvergewensgesindheid, en op 'n stadium is daar een van die gelowiges wat so bietjie swaar trek, en hy het so bietjie gesondig, en al hierdie goed gebeur met hom, en dan kom hy op 'n plek waar hy, jy weet, op 'n plek waar hy besef, hoorie, maar ek is besig om myself te vernietig, ek is besig om die kerk te vernietig, en hy bely toe sy sonde, hy het berou, en hy berou teen die mense, en sê, hoorie, ek is jammer, en hulle vat hom deur 'n proses, soos wat Paulus ons verduidelik, jy moet deur hierdie proses gaan, en terwyl hy deur die proses gaan, dan sê Paulus, vir jou om regtig weer terug te kom op hy plek, en dis belangrik om vandag te sê, dit gaan oor die berou, gaan oor die berou. Jy weet, as ons mos kwaad word vir mekaar in die kerk, dan kry ek en Benny baie keer die boodskap, die geestelike boodskap. Jy stem nie saam met my of Benny of met die leiers nie, of jy stem nie saam met jou selgroepleier, of jy stem dalk nie saam, of jy het 'n bietjie rusie met iemand in jou selgroep, of met iemand in die kerk, en dan kry ons 'n boodskap wat die volgende sê, Llewellyn, ek voel my seisoen by Dr. Dyer Raslo is verby. O, en hoekom? Nee, die Here het vir my gesê, dis klaar. Dan wonder ek, is dit die Here, of is dit net jou eie kop? Is dit die Here, of omdat jy nie saamstem? Is dit die Here, of omdat jy nou net hierdie jaloesie beleef, of hierdie verdeeldheid, of wat is dit? Wat gebeur daarmee? En ek wil vandag vir julle kom sê, as 'n gemeente wil ek sê, Paulus kom, hy sê, ons moet op 'n plek kom, waar ons regtig verby al daai goedjies kan kyk, en weet, ek is deel van 'n familie. Luister, as ek iemand, 'n pastoor eendag vir my hierdie gesê, hy sê, Llewellyn, jy kan jou vriende kies, maar jy kan nie jou familie kies nie. Nou kyk, ja, jy is reg, ek is maar groot geword tussen hierdie wennaars, maar, yes, gaan maar net aan. Ek wil graag op 'n ander plek gebly het, ek wil graag, jy weet, 'n ryker familie gehad, ek wil graag, maar ek is deel van daai familie, en Paulus sê, ons is deel van daai familie, maak nie saak wat jou tekortkoming is, maak nie wat jou status is nie, jy is deel van daai familie, en ons hierso is een groot familie, a family on mission, en dan sê Paulus hierdie vir hulle, hy sê die volgende, hy sê, hierdie ou tot bekering gekom, en dit is baie gelowiges nou op hierdie stadium sukkel om hierdie ou weer lief te hê, en dan skryf Paulus so in 2 Korintiërs 2 vers 7 vir hulle, hy sê, nou moet julle iemand liewer vergewe en bemoedig, anders kan hy so hartseer word, dat hy heeltemal moed verloor. Eina, jy moet hom so vergewe, jy moet so verby daar goed kyk, jy moet so op 'n plek kom waar jy sê, ek doen dit, want hoekom, dis die gees wat binne in my is, wat dit kan uitstort in ander mense se lewe. Hy sê, so moet ons leef as geesvervulde mense, dat ons mekaar so lief hê, maak nie saak wat hulle gedoen het, dat ek bereid is om te vergewe, en dan sê hy in die volgende vers, hy sê, daarom vra ek julle, Paulus, hy sê, bewys liefde aan hom. Dit is so maklik nie. Die Engels sê dit so mooi, hy sê, I urge you, therefore to reaffirm your love to him. Reaffirm, dat hy weer sal weet, hier is my plek, hier is waar ek behoort, en so, wanneer het daarby kom, besef ek dat dissipline sonder liefde vernietig mense, maar waar daar sonde is wat bely word, en genade saam met dit kom, dan kan ons nie mense verpletter nie, maar sonder genade verpletter ons mense, maar Heilige Gees kom en herstel mense deur sy liefde, en so die vyand bring die volgende, en ek het hier vir julle opgesit, die vyand is uit, hy bring die volgende, skaamte, isolasie, hopeloosheid, veroordeling, en jy voel so, dis wat die vyand baie keer bring in ons lewe, maar wat kom Heilige Gees, wanneer hy kom herstel, dan bring Heilige Gees hierdie oortuiging van ek is wie ek is, oortuig my van sonde, hy bekering, die herstel van genesing, Heilige Gees bring die goeie en die beste uit jou uit, en jy sal onthou, ek het verlede week gesê, die Heilige Gees het gekom as 'n trooster, en in die Engels praat daarvan dat hy gekom het as 'n advokaat,
advokaat, en so eendag toe het ek 'n gesprek met 'n vriend van my, en ek vra vir hom die volgende, hy's in die regsafdeling gewees, en ek vra vir hom, oorlede vriend, ek vra vir hom, vertel my, as jy vir my een definisie kan gee, hou dit nou simpel, ek weet jy is eenvoudig, ek weet jy's in die regsafdeling, maar hou dit net eenvoudig, wat doen 'n advokaat? En hy sê die volgende vir my, hy vat jou storie, en hy maak dit beter. Heilige Gees het gekom om jou storie te vat en dit beter te maak. Hy het gekom om jou seer en jou wonde en alles waardeur jy gaan te vat en dit beter te maak. Dis wat hy kom doen. So Heilige Gees kom vergewe, Heilige Gees kom herstel. Hy kom en hy bring daai genesing en hy kom eintlik en dan kom weer speel hy God se herstel vir jou en my as mens. Hy doen soveel meer. Hy stort sy liefde uit, hy stort God se liefde uit in gebroke harte. Hy kom en bevestig weer dat hy kom bevestig weer ons identiteit wat ons het in Christus Jesus. En ons sien hierdie, nie net in Korintiërs nie, maar ons sien hierdie prentjie afspeel in Petrus se lewe. Julle sal onthou Petrus verloon Jesus, hoeveel keer? 3 keer, 1, 2, 3, blok my uit. En hier kom hy en hy verloon Jesus 3 keer met die kruisiging. En ek kan net vir 'n oomblik dink, hoe voel hy, toe hy dit nou klaar gedoen het. Hy voel nie net soos 'n verlorenaar nie, hy voel letterlik soos 'n loser, hy voel, alles wat jy vir my gedoen het die afgelope 3 jaar, ek verdien niks meer nie. En Petrus gaan terug na dit wat bekend was. U het my geroep om 'n disipel te wees, 'n apostel op daai stadium. U het my geroep om die evangelie uit te dra, om u bekend te maak in die wêreld, maar ek weet nie of ek weer in staat is om hierdie te kan doen nie. En na die kruisiging is dit eintlik 'n amazing prentjie wat afspeel. Het hierdie disipels besluit, weet jy wat, hierdie lyk of dit nie die realiteit is nie, hierdie koning van ons, hierdie Messias wat gekom het, hy het gesterf, hy het opgestaan, ons weet nie of dit weer gaan realiseer, of dit wat hy gesê het ons gaan doen, kan doen nie, en raai wat doen hulle? Hulle gaan terug na dit wat bekend is. En in ons lewe is dit baie keer so, ons gaan baie keer terug na dit wat bekend is, ons gaan terug na dit wat ons gemaksone is, ons gaan terug na dit wat ons so gerieflik is, en ons dink dit is die ding, so wanneer dit kom by konfrontasie en goed, dan is ons bang om dit te face, en wanneer iemand nie saamstem nie, dan dink ek, kom ek gebruik hierdie geestelike antwoord, my seisoen is verby. En Jesus verskyn by die see van Galilea. En terwyl hulle besig is om vis te vang, roep hy hulle. Dis nou Llewellyn se weergawe. En hy daar so 'n gasbottel uit met 'n lekker skottelbraai, bacon en eiers maak. Ekskuus, hulle het nie bacon gemaak nie, want dit was klomp Jode. Eiers, hoenderworsies, en hy verskriklike beef, bacon, het julle al geproe? Slaat nie dieselfde nie. So tussen bacon en biltong. Dis nie goed om jou drank te meng nie, en ook nie jou vleis nie, dit werk nie. Kan nie die goed meng nie. En nou is hy daar besig, hy sê, boys, kom sit julle. En terwyl ek klaar geëet het, kan ek sien hoe Jesus so agteroor buig. Hy sê, so Petrus, vertel my bietjie, gaan dit met jou? Hy sê, Petrus, ek wil net iets vra. Het jy my lief? Ek sê, ja, Here, hoe vra jy my nou hierdie vraag? Vra my, hou ek van visvang? Ja. Nou, hoe vra jy my hierdie diep vraag? Jy sien, hy kom en hy vra hom iets so duidelik, dat hy besef, iets is besig om te gebeur. Het jy my lief, maar weet jy, hoekom vra hierdie? Want die liefde is die bewys van van Heilige Gees. Dis die bewys daarvan, en as ons net vroeër lees, dan sê 1 Korintiërs 13 die volgende vir ons, hy sê, alsou ek tale van mense en engele spreek, maar ek het geen liefde nie, en ek het nie liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbaal geword.
Sê, dan maak ek net geraas en dan gaan ek aan. Maar hier kom hy, nadat Jesus al reeds die belofte oor hulle uitgespreek het, hy het vir hulle gesê, ontvang die Heilige Gees, hy het alles gedoen, hy het hierdie verklaring gemaak oor hulle, en tog is hulle bereid om terug te gaan, en Jesus kom en hy reaffirm net weer die volgende, hy kom en dan sê hy vir hom, Paulus, Petrus, ek wil net weet, het jy my lief? Hy wil dit kom reaffirm. Want weet jy wat 1 Korintiërs 13 sê, die liefde, bonatuurlike liefde is wat? Geduldig. Is liefde. Liefde is vriendelikheid. Dit hou nie boek van die kwaad nie. En Jesus kom demonstreer, dit wat Paulus later kom oorskryf, kom demonstreer hy eintlik vroeër, wanneer hy besef dat vir menslike liefde, sê hy die volgende, menslike liefde sê, ek het jou lief as jy dit verdien. Heilige Gees liefde, sê ek het jou lief, die meeste. Ek sal jou die meeste lief hê wanneer jy dit die minste verdien. En hier kom Jesus en hy sit saam met hierdie manne en hy sê, hy kom en hy sê dit eintlik vir hom, hy is besig om hierdie gesprek met hom te voer en hy sê eintlik vir hom, hy vra vir hom hierdie vraag, want hy wil hê, dan moet iets wees wat opkom en hy vra vir hom weer die tweede maal, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief? Daar's iets wat hy wil kom doen en kom saamstel en wanneer hy begin ervaar en besef dat ek het Jesus werklik lief en dis hoe Jesus oor my voel, hy het nie opgegee nie, kyk hier sit ek alweer en hy het my weer kom haal waar ek is, hy het nie opgegee op my nie, so wanneer hy my hierdie vraag vra, is dit eintlik 'n refleksie oor hoe hy oor my voel, en daardeur vat hy hom, en vandag kan ek en jy hier in 'n kerk sit, wat Petrus soveel jare gelede begin het, toe hy gepreek het, en 3000 mense tot bekering gekom, soveel keer in die Handelinge kan jy hoor, hoe Petrus gepreek het, en goed het gebeur, hoekom? As gevolg van die krag van Heilige Gees, en die liefde wat God uitgestort het, in sy Gees, en hierdie ding, het so anker gevind in sy lewe en wortel geskiet en daardeur kon hy met volle oortuiging opstaan elke keer en begin praat oor die evangelie van Jesus Christus, het deur Heilige Gees, het op die einde van die dag die liefde weer kom herstel wat gebroken was in Petrus se lewe. In jou en my lewe is dit dieselfde. Hy wil elke dag van jou lewe dit weer kom herstel. Van genesing kom, wanneer jy en ek op 'n plek kom, wanneer ons oorgee. 'n oorgawe maak, genesing kom wanneer ons oorgee aan die Heilige Gees en sê, Here, ek kan nie, maar ek weet U kan dit doen. Ek kan dit nie uit my eie nie, maar ek weet U is bereid om hierdie genesing te gebring, te laat werk in my lewe en deur my lewe kom werk. En die psalmdigter sê dit so in Psalm 47 vers 3, hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde. Hy is die een wat by jou gaan wees. Net soos Petrus, gee hy nie op jou nie. Vir ons as gemeente, soos wat Paulus skryf, hy sê ons moet leer om weer so lief te hê, maar jy gaan nie so kan lief hê, as jy besef, Heilige Gees het dit in my hart uitgegiet nie. Heilige Gees is nie vir ons gegee, as 'n medalje van eer nie. Heilige Gees is vir ons gegee, as 'n gawe van diensbaarheid. En die amazing deel daarvan is dat hy eers jou kom dien het. Hy het jou eers bedien met sy gawes, hy het jou eers bedien met jou tekortkominge, en jou eers kom genees, en daardeur vat ek dit wat hy aan my kom doen het. En ek kan dit uitstort in ander mense se lewe. En ek kan vir ander mense wys wat dit is, om hierdie liefde wat hy in my hart gebring het, hierdie vergifnis wat hy in my hart kom laat plaasvind het, hierdie bitterheid wat hy uit my lewe uitkom vernietig het, daai goed, die hardheid van my hart het, hy kom verander en hy kom gee my weer hart wat klop. Want ek kan dit nie doen nie. Uit my eie uit gaan ek dit nie kan doen nie, uit jou eie uit gaan jy dit nooit kan doen nie. Ons het hom nodig. Ons het hom nodig om te kan sê, Here, vandag kies ek weer opnuut U en ek gee oor vir U, om dit in my hart en my lewe te kom laat gebeur. In Romeine hoofstuk 5, sê hy het sy gees in ons harte uitgestort, sy liefde in ons harte uitgestort, deur Heilige Gees. Ja, maar Here, ek verdien dit nie. Nie omdat jy dit nie verdien nie. Ja, maar Here, ek
Ek verstaan nie waardeur ek gaan nie. Ek verstaan nie waardeur ek was. Ja, maar Here, daar was al soveel beloftes gemaak en nooit nagekom nie. Hoeveel keer het jy al 'n belofte aan my gemaak en het nie nagekom? Maar ek as Here wil nie opgee op jou nie. En dalk sit jy hier vanoggend en jy wil net toelaat dat die Heilige Gees in jou hart kom werk. Sê Here, kom leer my wie om lief te hê. Kom leer my om oor te kan gee sodat ek hierdie genesing kan beleef. Wil ek jou vra waar jy is, net op jou voete sal staan en net vir 'n oomblik sal vergeet van almal wat om jou is. Want hy wil dit in jou hart en jou gees kom doen. Sy liefde het al reeds uitgegiet in ons lewe. Die dag toe jy met jou mond bely en in jou hart geglo het dat hy die redder is en hom aangeneem het, het hy al klaar dit uitgegiet. Maar nou is dit ons wat net bewus moet raak. Here, dankie dat ek bewus kan raak van u liefde in my deur Heilige Gees. Maar Here, dankie dat ek vandag bewus kan raak van die hardheid wat ek dalk moet, my hart van vlees verruil vir 'n hart van gees en 'n vleeslike hart. Here, dankie dat ek vandag hierdie bitterheid in my hart kan laat gaan en dat ek die genesing kan beleef. Hierdie haat laat gaan, Here, en genesing kan beleef. En ek wil vanoggend vir elkeen van julle wat hier so staan en as jy aanlyn kyk dieselfde, dat jy vanoggend weer opnuut, ben jy dit vroeër gedoen, jou hand op jou hart sal sit. En ek wil vanoggend vir ons bid, dat die Heilige Gees se werk in jou sal beleef. Hy kom doen dit. En so Vader, vanoggend is dit vir ons 'n groot voorreg om vir elke persoon in hierdie plek te kan kom bid, en die wat aanlyn kyk. Heilige Gees, ek kom verklaar vandag genesing oor hierdie gemeente van ons. Ek kom verklaar vandag, Here, 'n gawe van genesing. Van Here, dis wat u kom doen. U kom reposition as Here tot ons volmaaktheid. U kom en kom herstel nie net en maak nie net ons heel nie, maar u kom herstel ons terug na ons oorspronklike identiteit, en dit is om kinders van God te wees. Met die volmaaktheid van wat u vir ons gestoor het. Ek wil vandag elkeen kom seën, Here. Ek kom vernietig elke ding wat nie van u af is nie, Here. Elke, as dit haat is, Here, onvergewensgesindheid, Here, jaloesie, wat ook al dit mag wees, Here, ek kom breek dit en ek kom vernietig dit in die naam van Jesus. En Heilige Gees, u is die een wat daai genesing kom bring. En dat ons sal staan en sê, ons wil alle eer aan u gee. Want Here, u is die een wat was en wat is en wat nog altyd sal wees. Ons God. En ons eer u daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Kom ons verklaar hierdie volgende song, dat hy is die een wat ons wil kom eer. Alle eer en heerlikheid kom hom toe. Kom ons sing saam.